Vriende, goeiemôre. Dit is Koffieker 949, Vrydag die 20ste Junie. En ek moet daarom net een verjaarsdag uitsonder. En dis ons meisiekind Marie-Louise wat vandag verjaar. Sis, ons hoop jy het 'n wonderlike dag. En ja, hooplik sien ek en mamma jou Sondag. Maar mag jy regtig baie lekker verjaarsdag geniet. Ons gesels vanoggend, vriende, oor Lukas 8, die leesroosterteks vir eerskomende Sondag. En daardie gedeelte spesifiek van vers 26 tot 39, waar Lukas vir ons verduidelik hoe Jesus 'n besetene sy duiwels uitdryf, hoe hy hierdie persoon bevry van die mag van die bose. En ek wil vanmôre saam met jou rustig die gedeelte deurlees, ook in voorbereiding op ons eredienste van eerskomende Sondag. Lukas skryf vir ons in Lukas 8 vers 26 en sê, daarna het hulle verder gegaan. Nou, dit is belangrik dat ons net daai daarna gou definieer. Net die vorige perikoop was die gedeelte waar Jesus die storm op die see stil gemaak het. En waar die disippels dan op 'n manier eintlik vir hom vra, maar wie is hy tog dat hy mag het selfs oor die natuur om die see storm stil te maak? Nou, daarna, sê Lukas vir ons, het hulle verder gevaar na die land van die Geraseners, wat reg teenoor Galilea gelê het. Toe Jesus daar aan wal gaan, het 'n man van 'n dorp af op hom tegemoet gekom. Hy was van duiwels beset en het die hele tyd al nie meer klere gedra nie, en ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen die grafte. Toe hy Jesus sien, skreeu hy en val hy op sy knieë voor hom neer, terwyl hy hard uitroep, wat het u met my te doen, Jesus, seun van God die Allerhoogste? Ek smeek u, moet my nie pynig nie. Dan kan jy vir jy daai prentjie indink. Hier kom die disippels saam met Jesus, hulle is net voet aan wal gesit, en hierdie maalman, wil mens amper sê, sonder klere aan, storm daar uit die graftyd op hom af, skreeu op hulle, en dan val hy voor Jesus neer met hierdie woorde, wat het u met my te doen? Jesus, seun van die God van die Allerhoogste, u moet my nie pynig nie. Dit, sê Lukas vir ons in vers 29, het hy gesê omdat Jesus die bose gees beveel het om uit die man uit te gaan. Dit was 'n duiwel wat hom al baie keer beetgepak het. Al het hulle hom met hand- en voetboeie vasgemaak en hom in bedwang gehou, het hy uit die boeie geruk en is hy deur die duiwel die woestyn ingejaag. Toe vra Jesus vir hom, wat is jou naam? Legio, antwoord hy, want daar het baie duiwels in hom ingevaar. Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie na die onderaardse diepte terug te stuur nie. Dat die hele trop varke teen die berg geloop, die duiwels het Jesus gesmeek om hulle toe te laat om in die varke in te vaar, en hy het dit toegelaat, en die duiwels het in die man uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop varke sit toe op loop teen die hang af die see in, en hulle versuip. Toe die wagters sien wat gebeur het, hardloop hulle weg en gaan vertel dit in die dorp en op die plase. Die mense gaan kyk toe wat gebeur het, hulle kom by Jesus en daar kry hulle hierdie man uit wie die duiwels uitgevaar het. Hy sit by die voete van Jesus met sy klere aan, by sy volle verstand, en toe het hulle bang geword. Maar die wat dit gesien het, het vir hulle vertel hoe die besetene genees is. Toe het al die inwoners van die gebied van die Geraseners vir Jesus gevra om van hulle af weg te gaan, omdat hulle baie bang was. Hy het toe in die skei geklim en teruggegaan. Die man uit wie die duiwels uitgevaar het, het Jesus gesmeek om by hom te kan bly, maar Jesus het hom weggestuur en gesê, gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het. Hy het toe gegaan en die hele dorp deur bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Baie interessante gedeelte, vriende, en 'n gedeelte waaroor ek en jy sekerlik al ook baie nagedink het. As natuurlik so 'n kantlyn opmerking maak, baie gesprekke daaraan om te sê, maar hoe kom Jesus nou toelaat dat hierdie arme klomp varke die see ingaan? Nou, dis 'n hele debat op sy eie en ek dink nie ek gaan vanmôre daarop ingaan nie. Wat vir my wonderlik is van hierdie verhaal, is die kontras tussen die vorige perikoop waar Jesus se eie disippels, wat hoe lank al saam met hom geleef het nie, waar hulle sien hoe die storm stil maak en dan sê hulle, wie is hy tog, dat hy bevele kan gee en die wind en die water gehoorsaam hom. Aan die een kant die disippels wat naby aan Jesus geleef het, wat hom nie herken as die seun van God nie. En dan hier in hierdie tweede gedeelte, waar hierdie maalman, wil mense amper sê, net tussen die grafte uit kaal gehardloop kom en skree, dan val hy voor Jesus neer en hy sê, seun van God die Allerhoogste.
Nou, die vraag wat ek vanmôre daar rondom wil vra vir jou, om bietjie oor na te dink hierdie naweek, is, in watter mate is ek en jy wat disippels van die Here Jesus is, wat naby in 'n verhouding met hom leef, herken ons sy almag en sy gesag en wie hy is, ook in ons lewens. Ag vriende, dan Sondag gaan ons 'n bietjie oor hierdie teks gesels. Ek self is by die Handklip Kerk daar in Bettiesbaai, en Louis Fourie gaan die eredienste in die kerkgebou waarneem wat uitgesaai word op ons YouTube kanaal. Maar gaan ons 'n bietjie verder nadink. Daar's vir my persoonlik so 4 baie interessante gebeure, kenmerke, eienskappe wil ek amper sê, wat in hierdie gedeelte na vore kom, maar ek wil nou nie alles nou oorgesels nie. Ek wil regtig vir jou vra, om so 'n bietjie die naweek na te dink oor hierdie vraagie. Hoe herken ek en jy as disippels van Jesus Christus sy gesag in ons lewens, teenoor hierdie besetene wat dan kom en voor Jesus neerval? 'n Laaste opmerking dalk ook net so vinnig. 'n Mens kan nou baie gesels oor hierdie legio, die baie duiwels. Wat was dit gewees? Was dit 'n geestesversteuring? Was dit een of ander siektetoestand, sielkundige siektetoestand wat hierdie ou gehad het? Die woord van die Here is baie duidelik daaroor dat dit bose geeste was wat in besit van hom geneem het, en dat Jesus hom dan vry maak daarvan, en dan die laaste, waar hy dan eintlik vir die man ook 'n disipel maak, en sê, gaan nou en gaan vertel vir die mense van jou dorp wat met jou gebeur het. Kom ons sit so, dan bid ons vanmôre saam. Hemelvader, baie dankie dat ons ook vanmôre u woord kan oopneem en Here Jesus hierdie verhaal kan lees van u wat betrokke is by mense. U wat in die lewe hier op aarde mense raak gesien het, nie hulle omstandighede of dit wat hulle dalk uitgestoot het in die samelewing nie, maar mense raak gesien het en hulle genees het en vir hulle herstel gegee het. As ons dan hierdie gedeelte deurlees, Heilige Gees, dan is ons gebed dat u ons wat bely dat ons disippels van die Here Jesus is, dat u ons sal help om ook altyd met hierdie bewussyn van u mag en gesag in ons lewens te leef. En dat ons, anders as die disippels, nie sal vra wie is hy tog nie, maar eerder dan sal erken, u is die Seun van God, die Allerhoogste. Wees met ons hierdie naweek, wil u ook Vader vir ons voorberei deur die Gees, om ook Sondag in ons eredienste by mekaar te kom en saam te luister na u woord, sodat ons ook opnuut vervul kan word met u teenwoordigheid en ons roeping hier op aarde kan uitleef. Ons bid dit, Here Jesus, in u naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Vrydag verder, geniet alles wat jy doen. Dink so 'n bietjie na oor hoe erken ek en jy God se gesag in ons lewens, hoe herken ons die sigbaarheid van Jesus in ons lewens, en dan nooi ek jou uit Sondag. Kobus sal vir jou die skakel plaas op ons YouTube kanaal, en dan gesels ons Dinsdag TV weer 'n bietjie verder. Mooi loop en 'n lekker naweek vir jou.